Ons weet dat die Here Jesus sy disippels uitgestuur het om die evangelie te gaan verkondig, vir klein dorpies ensovoorts. En na ruk toe praat hy met hulle, en hy sê in Lukas 22 vers 35 tot 38 die volgende vir hulle. Hy sê, toe ek julle uitgestuur het sonder beursie en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? Nee, niks nie, was hulle antwoord. So is baie duidelik dat hulle nie nodig gehad het om voorsiening te maak vir hulle daaglikse behoeftes nie. Daar was 'n goed gesindheid teenoor hulle en mense het vir hulle gesorg. Maar nou kom hy in vers 36, hy sê, maar nou, met ander woorde, nou verander die situasie. Nou, wie 'n beursie het, moet dit saamneem, en net so ook 'n reissak. En wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop en een aanskaf. En nou verduidelik hy vir hulle waarom hierdie situasie so verander. Vers 37 sê hy, ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling. Na aanleiding van dit wat hy toe daar sê, dit is terloops 'n aanhaling daar uit Jesaja 53 vers 12, wat eintlik bevestig dat Jesus en sy volgelinge fisiek en geestelik vervolg sal word. Maar toe sê hulle vir hom, nadat hy dit nou vir hulle gesê dat dit gaan gebeur, toe sê hulle vir hom in vers 38, Here, kyk, hier is 2 swaarde. En wat sê hy? Ons laat dit daarby. Die 53 vertaling sê, dit is genoeg. Nou, ek dink hulle het nie mooi verstaan wat hier gebeur nie. Hulle het aanvaar, moontlik, dat Jesus gereed is om 'n veldtog teen die Romeine te begin. En daarom is daar nou wapens nodig. Nou, wanneer ons na hierdie konteks kyk, dan kan die gevaarlike deel wees dat ons sê, Jesus keer die dra van wapens goed. Ons moet wapens saam met ons dra. Maar ons moet tog verstaan dat die konteks waarin hy dit sê heeltemal anders is as ons lewe vandag, soos wat ons dit in Jesaja 53 dan nou sien. So, wat eintlik hier gebeur is dat die disippels moet verstaan dat dit hulle aanvanklik dit gemaklik gehad het, dit het met hulle goed gaan, mense was goedgesind teenoor hulle, maar daar kom 'n verandering en ons weet dat dit 'n drastiese verandering was wat tot sy kruisdood gelei het. Kom ons soek nie verskonings op ons eie vertolking van hierdie gedeelte om wapens en die dra daarvan te regverdig nie. Kom ons sorg dat ons eintlik die evangelie verkondig ten spyte van al die teenstand. En loop mooi.